Goed, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre hier in die kerk kan wees en dat ons kan weet, wanneer ons saam in U naam by mekaar kom, is U op 'n spesiale manier by ons. Here, maar ons is net mense en partykeer dan kan ons dit nie voel nie en is ons nie seker daarvan nie. Kom deur die Heilige Gees en maak ons seker daarvan dat U by ons is. Maak ons seker daarvan dat U vir ons werklik lief is en vir ons omgee. Maak ons oë oop en ons harte oop om te verstaan. In Jesus naam alleen. Amen. Goed, ek wil vra dat jy saam met my blaai na Lukas 13 toe. Lukas 13, ons gaan die eerste 9 verse daar lees. Die opskrif van die eerste gedeelte is bekeer julle, die tweede in die gelykenis van die onvrugbare vyeboom. Vers 1. In daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe sê Jesus vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs omdat dit met hulle gebeur het? Nee, ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle ook net soos hulle almal omkom. Of daardie 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle neergestort het. Dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle almal ook omkom. Daarna het hy die gelykenis vertel. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daarvan kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier, dis nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek, maar ek kry niks nie, kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier het geantwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, en ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra, maar so nie, kan hy hom uitkap. Mense hou daarvan as ons by die kerk by mekaar is of met mekaar oor die Here gesels, en ons gesels oor die beloftes van die Here. Dis wonderlik. En ons kan mekaar bemoedig en vir mekaar sê, die Here is daar, hy gee om, kyk na hierdie belofte, leer dit uit jou kop uit, en dit sal jou help. Maar nou lees ons vanmôre 'n stuk, wat nie so mooi is nie. Ons lees van iets verskriklik wat gebeur het. Pilatus, 'n baie wrede man, wat terwyl die mense besig was om offers te bring, hulle kom doodmaak. En nou verwag 'n mens dat Jesus deernis sal wys. Nou verwag 'n mens dat Jesus sal antwoord en sal sê, maar hy kry die mense jammer met wie dit gebeur het. 'n Mens verwag dat Jesus sou kom en die situasie omdraai. Maar hy doen nie teenoorgestelde. Jesus kom sê, maar daar het 'n ongeluk gebeur. En daar's 18 mense dood. Dink julle, hulle was sondiger as die ander, as al die ander mense in Jerusalem? Nou dit was waarskynlik die Fariseërs wat dit vir Jesus gevra het, om hom op 'n manier te probeer uitvang. En sodat hy sou sê, ja, maar die Galileërs was sondige mense. Toe sê hy vir hulle, julle moet tot bekering kom. Nou sal 'n mens sê, wow, wag 'n bietjie. Dis nou nie 'n lekker stuk om oor op 'n Sondag te praat nie. Dis nou nie 'n lekker stuk om te hoor nie. Om te hoor dat Jesus sê, kom tot bekering, anders gebeur iets erger met jou. Hoekom sê Jesus dit?
Hy wil hê ons moet 'n bietjie anderster na die lewe kyk. Ons kyk na die lewe en ons sê, liewe Jesus, sag en teer, ja, dit is hy ook. Maar hy's ook die regter wat kom oordeel. Hy's ook Here en God, wat gesê het, ons moet niks doen wat verkeerd is nie, want hy sal ons straf. Maar daardie selfde Jesus is op die wreedste manier doodgemaak. Hy was onskuldig. Hy's onskuldig bevind. En ek weet nie wie van julle The Passion of the Christ gekyk het nie. Daardie een fliek van Jesus, waar jy net bloed sien. Waar Jesus baie wreed hanteer word. Die een wat sê, kom tot bekering, is nie die een wat niks voel nie. Miskien het ek nog nie deurgemaak wat jy deurgemaak het nie. Dis miskien waar. En verstaan ek nie waardeur jy gaan nie. En verstaan ek nie wat jy ervaar nie. Maar Jesus doen. En hy sê, kyk na my. Kyk na my en sien wat ek deurgegaan het. Sien wat ek gedoen het vir jou. Daar's tye wat dit lyk asof die Vader sy hande terugtrek en ons iets van die bose werklikheid laat beleef. Maar waar is 'n groter bewys daarvan? Waar die Vader sy hande terugtrek en Jesus aan die kruis sê, my God, waarom het U my verlaat? Waarom het U my verlaat? Wanneer ons kyk na ons seer, wanneer ons kyk na ons pyn, ons kyk na dit wat ongemaklik is, ons kyk na dit wat ons nie verstaan nie, dit wat ons sukkel om te verwerk, dan sê die Here, kyk na die kruis. Kyk na die kruis van Golgotha. Kyk na wat daar gebeur het. Kyk dat God sy eie seun oorgegee het. Dat Jesus in ons plek kom sterf het. Dan kyk ek met ander oë na my lyding. Dan kyk ek met ander oë na my swaar kry. Dan kyk ek met ander oë na hoe sleg dit gaan. En waar die probleme is. Dit beteken nie wat ander mense en Pilatus doen is reg nie. Nee, die oordeel van die Here rus op hulle. En of dit nou in hierdie lewe is en of dit in die ewigheid is, straf sal die wat verkeerd doen gestraf word. Daar's nie 'n manier wat 'n mens wegkom as jy verkeerd optree nie. God verskoon nie 'n mens nie. Hy vergewe, maar hy verskoon nie. Hy sê nie dis maar reg nie. Hy sê dis verkeerd. En alles wat verkeerd is, laat hy op Jesus afkom. Al die haat, al die steur, alles wat stikkend is, alles wat gebroken is, laat die Vader op sy seun afkom. Laat die Vader op Jesus afkom. En word hy bygekom vir alles wat verkeerd is. Daarom staan Jesus op sy knieën in Getsemane en hy sê, my God, as dit moontlik is, my Vader, laat hierdie swaar kry by my verbygaan. Dis te veel. Dis te veel. As jy sê, dit wat jy ervaar, dit wat jy beleef, is te erg. Dit wat jy om jou sien in hierdie wêreld, is te erg. Weet dit Jesus dit gesê het? Weet dit Jesus gesê het? Hierdie is te erg, Vader, ek sien nie kans daarvoor nie. Maar hy stop nie daarby nie. Hy sê, laat U wil geskied. Dit was die wil van God die Vader, om sy eie seun te vernietig, vals te laat aankla, te beledig, op te spoeg, stikkend te slaan, met die vuist te slaan, dorings in sy vel in laat gaan. As van die mense wat beweer, ek weet nie of dit waar is nie, dat van sy tussenribspiere met hierdie geslaanery oop geskeur het, dat hy nie oordentlik kon asemhaal.
dat hy in die kruis gehang het, en dat selfs die misdadigers weerskante van hom gespot het, en hom sleg gesê het, dat die mense wat hom moes erken in die kerk, hom gespot het, hom beledig het, dat die mense wat om hom sit en hom gekruisig het, gedobbel het oor sy klere. Dis wat met Jesus gebeur het. Dan moet ek en jy weer 'n slag na ons swaar kry kyk. Dan moet ons weer 'n slag na ons slegte omstandighede kyk. En dan moet ons vir onsself vra, Here, het ek beleef wat U beleef het? Het ek deurgemaak wat U deurgemaak het? Jesus was onskuldig. Jesus was onskuldig. Hy het nie nodig gehad om mens te word nie. Hy het nie nodig gehad om aarde toe te kom nie, maar hy het na ons gekyk, na almal van ons. En hy het gesê, ek gee om vir jou. Ek gee soveel vir jou om, dat ek sal swaar kry. Ek gee soveel vir jou om, dat ek beledig sal word, dat ek vals beskuldig sal word, sodat jy vrygespreek kan word, sodat jy 'n plek in die hemel kan hê, en dat jy genesing kan ervaar. En dan sê die Here, nou gee ek vir jou my beloftes, en nou maak ek hierdie beloftes waar. Wanneer jy ervaar wat Jesus deurgemaak het, wanneer jy raak sien wat die koning van die kerk vir my en jou gedoen het, wanneer ek dit raak sien, dan hoor ek die Here wat roep en sê, kom na my toe, jy wat moeg en oorlaai is, vir wie die werklikheid te veel geword het. Kom na my toe, in jou gebrokenheid, en ek sal vir jou rus gee. Dan kom die belofte van die Here na hierdie gebrokenheid, en dan staan hy en wag. Ons lees hierso van 'n tuinier, wat sê, gee hierdie boom nog 'n kans. Gee hierdie boom nog 'n kans, asof die Here vanmôre weer vir ons sê, ek gee vir jou nog 'n kans, asof die Here vir hierdie werklikheid waarin ons leef, die mense tussen wie ons leef, sê, ek gee vir jou nog 'n kans. Ek gee vir jou nog 'n kans om reg te maak. Ek gee vir jou nog 'n kans om te wys dat jy glo. Jy sien, die ding is, ekskuus, as ek en jy vaskyk teen dit wat stikkend is, teen dit wat verkeerd is, dan kyk ek weg van myself af, en ek sien dit in die ander raak, en wat aan my gedoen word. Maar wanneer ek na die kruis van Jesus kyk, dan sien ek God wat in my plek ly. Dan sien ek God wat dit vir my doen. En daardie God beloof, al die beloftes in die Bybel, beloof hy vir my. Maar ek kry dit op my knieë, wanneer ek gebroken voor die Here staan. Ek kry dit op my knieë, wanneer ek besef wat Jesus vir my doen. Nie as ek dink ek is beter as ander nie, nie as ek dink ek verdien dit nie. Ek en jy verdien die hel. Dis wat ons verdien. Dis wat ons verdien vir elke ding wat ons verkeerd doen. Maar Jesus kom en hy vergewe ons. Hy vergewe ons, omdat hy in ons plek gelei het. Hy vergewe ons vir alles wat ons verkeerd gedoen het. En hy kom na ons toe en hy sê, maar hier is ek. Hier is ek, my lewe vir jou lewe, my lyding vir jou lyding, my seer vir jou seer, my belediging vir jou belediging, my vals beskuldiging vir jou vals beskuldiging. Kom ons gaan vanmôre na die Here toe. Nie as mense wat dink ons is beter nie, maar as mense wat gebroken is voor die Here. Kom ons kom na hom toe en ons sê vir hom, Here,
hier is ons. Hier is ons stikkend. Hier is ons gebroke. Hier is ons net gewone mense. Ons beantwoord miskien nie aan al die verwagtinge van ander nie. Ons kry miskien nie reg wat ons graag wil regkry nie. Dinge werk miskien nie vir ons alles uit nie. Maar kom ons gaan na die Here toe en sê, Here, hier is ek. Hier is my gebroke self voor U. Kom maak my heel. Kom maak U beloftes waar. Kom geef my rus. Kom geef my daardie vrede wat genees. Want die Here sê, die wat huil sal vertroos word. Die wat swaar kry, sal oplossings kry. En vir die wat dinge verkeerd loop, vir hulle sal dit reg loop. Omdat ons glo in Jesus wat gebreek is vir ons. Kom ons gaan in gebed na die Here toe en ons bid. Ons bid die gebed van 'n sondaar. Ons bid die gebed van 'n gebrokene. Ons bid die gebed van iemand wat regtig die Here nodig het. Kom ons buig in gebed voor hom.